Goedemiddag en baie welkom in nog 'n episode van Oos Mense. Dit is huidiglik season 1 episode 4. Ek is baie excited. Ons gas vandag is Dominic Rendel Simon van die VGK Zionsgemeente in die Parel in. En hy gaan 'n bietjie gesels, ons gaan 'n bietjie gesels oor sy lewe en wat hy huidiglik tans mee besig is. Goeiemiddag Dominic. Middag Bero. Gaan dit? Right, hoe gaan het met jou? Nee, ons gaan nie klaar, ons gaan nie klaar. Baie excited om 'n bietjie te kan gesels aan Dominic. Absoluut. Ek weet nie hoeveel jong mense so bevoorreg kan wees om saam met hulle leerders sulke in diepte conversations te kan hê. Maar ek het 'n paar vrae wat ons vir Dominic gaan vra. En dit is basically net wat Dominic weet, wat Dominic kan antwoord of wil antwoord. So, meneer waarin die layout van die program is klaar voor ek vir Dominic gestuur, so hy is tamelijk happy met die vraag. So, vertel eers vir ons, wie is Rendel Simon? Daryl, eerstens dankie vir die geleentheid. Ook aan jou luisteraars en viewers. Die geleentheid van my bied, die platform van my bied om my storie te kan vertel as 'n jong predikant wat sy ingress gemaak het in die congregation in 2019. So, Rendel Simon is maar 'n eenvoudige jong ou van die plaas. Ek is oorspronklik van die Kouebokkeveld, Ceres. Ek is daar gebore, gebreed en gebatte. Ek het groot geword in Simondium, groot geword hier in hierdie area, ek het in Nederburg skool gegaan, Simondium primêr skool gegaan. En ek was maar altyd 'n eenvoudige ou. Nie baie oor die limelight of baie oor gesien wil visie, was maar altyd in die agtergrond. En ek dink dit is wat vir my, of my karaktereienskap, wat ek trots op is. Die feit dat ek altyd mense vorentoe stoot. En okay is om in die agtergrond te operate. So, ek is een van 2 kinders. My suster is ouer as ek, en dan het ons 'n ma, pa is oorlede toe ek baie jong was, 6 jaar oud was. So, ek het maar op my eie groot geword, myself geleer hoe om 'n man te wees, wat dit is om 'n man te wees. So ja, Rendel Simon is maar 'n eenvoudige plaasklop. Okay, dis nou baie interessant van, ons het al baie keer van die naam gehoor, Kouebokkeveld, en ons weet is somewhere daar aan die ander kant van Ceres. Sê vir my, Dominic het nog gesê, Dominic het groot geraak in Simondium primêr, ek kon nou by my maat daar skool gegaan, 1 jaar. Wat was die skool, hoe was die skool destyds gewees vir Dominic? Ek picture nou, as ek onder korreksie praat, die klonkie wat kaalvoete skool toe gegaan het, kotbroekie, rugsakkie. Ja. Hoe was die laerskool daar gewees? Hierou, as 'n mens het probeer picture, probeer paint, dan sien jy 'n baie eenvoudige prentjie. Yes. Prentjie wat besaai is met eenvoud, waar daar die belangrikheid van opvoeding primêrlik die dryfkrag was agter education. Dit was 'n eenvoudige plaas skool waar ons geleer was hoe om nederig te wees, hoe om gedissiplineerd op te tree, en natuurlik ons het pak gekry. Dit was die, ek dink, jy kom in dieselfde era uit waar ons nog pak gekry het. So die sport rugby, waar ons geïnteracteer het met mekaar, en ek dink, ons was baie minder ge-expose aan tegnologie, en dit het vir ons geforseer om 'n beter en gesonde menseverhouding te maintain. As waar ons vandag in isolasie lewe, ons lewe in by mekaar, maar verby mekaar. So ons is meer gecapture in die trends en wat op die foon aangaan. Ons mis die geleentheid om werklik waar mekaar te leer ken. En ek dink dit is wat ons jong mense veral vandag baie mis. Ja, dis interessant wat Dominic noem. Destyds het ons maar met die pen en die papier groot geraak. Dis korrek. Vandag is dit ChatGPT of Dis korrek. Kansas Go. Ek het nou die dag gesien die skoolkinders doen sommer nou huiswerk ook op ChatGPT. Ja. Maar hoe dit ook al sê, sê gou vir my die belangrikheid, hoe balance 'n mens het om dominee te wees, om pa te wees en om man te wees vir die gesin. Want kyk, baie mense kyk, ooskant vir my is dit heeltemal anders. Ek kan sê vir my om pa te wees, om kerk te balance, maar dit is fisies Dominic se werk as leraar. Hoe balance 'n mens dat dit alles equally kan vloei? Ons het eendag 'n gesprek gehad, sê my vriend was sy neef, hulle dominees werk net op 'n Sondag.
Ja. So hy het gesê die Dominee week net op 'n Sondag, maar ek dink dit is iets wat nie net ek as 'n predikant nie, maar baie van my kollegas ook nie sukkel. Ons sukkel 'n bietjie om te balans, om daai balans te ontwikkel tussen jou werk en jou gesin en soms is dit ons skuldig dat ons gesinne afskeep. Omdat ons die roeping of die bediening prioritiseer, ons plaas dit eerste. En dit is nie altyd 'n gesonde praktyk nie. Ja, die bediening is belangrik en dit is deel van ons roeping, ons werk. Maar soos jy sê tereg, daar moet 'n balans wees en dit is iets waarmee ek persoonlik sukkel. Ek dink 'n mens ek moet nog in hy flow kom om werklik waar daai balans staan daarvan. Ja, jy kan time management doen, jy kan beplan, maar daar duik sommer goedjies op en jy voel obliged en jy voel jy moet daar wees. Want jy wil nie mense disappoint nie. Aan die einde van die dag brand jy jouself uit en jy verloor die geleenthede om saam met jou familie te bond en te groei. So ek dink as jy vir my vra, is daar 'n balans? Nee. Eerlik te wees, nee. Is ek besig om daaraan te werk? Absoluut. En ek dink dit is ook 'n baie belangrike gesprek wat 'n mens moet hê met jou gemeente. Moet engage met hulle en vir hulle openlik sê hoe jy voel en so voort. En ek dink ook ons moet volwasse genoeg wees waar Dominee vir mense kan sê, luister, met alle respek gesê, now is the time for family, and then there's a time for my work, as a reverend, en ja, mens balance het maar so 'n bietjie. Die ander vraag wat ek ook wil vra is, die eerste keer wat ek vir Dominee, hoe lank is Dominee nou al VGK as ons? Dit so oor 'n jaar? Ja, 'n jaar en 2-3 maande. Okay, dit so 'n jaar en 3 maande. En ek het op 'n tyd toe ek Dominee gesien het vir die eerste keer hier by ons gemeente, toe ek altyd gekyk, maar die ou se fashion style is something else, man. Daar was 'n tyd wat ek gesê, die man het die sokkies aan nie. Waar kom daai fashion in? Is dit iets wat vir Dominee lekker gemaklik laat voel? Ja, absoluut. Nee, ek kry dit baie. Sy is nie die eerste persoon nie. Ek kry baie mense wat vir my vra, "Jy die Dominee?" Yes. Daai tipe van stereotype dat die Dominee 'n toga moet dra 24/7, 'n suit moet aan het met pointers en sokkies. Ek voel net dit is vir my gemaklik om so aan te trek. Ek hou daarvan om gemaklik aan te trek en dit is nie 'n token of dit is nie 'n teken van disrespect towards my roeping nie. Ek dink 'n mens moenie, en ek dink dit is baie keer die wanpersepsie en veral in die kerk. Ons is mooi aangetrek, ons het 'n spesifieke clothing scheme en 'n tipe fashion in die kerk wat gehandhaaf moet word, maar dan is ons geestelik dood. So ek dink jy 'n mens moet, jy moet vir jou ordentlik aantrek en ek dink my fashion style is Expatter, is miskien bietjie modern, is miskien 'n bietjie jonk. Yes. Maar dit ek disrespek geensins om deur aan te trek soos wat ek aantrek. Soos jy in die eerste plek gesê het, dit is gemaklik. En ek dra sokkies, die mense sien dit. Ja, ek sê wat altyd destens gesê. Like die mense sokkies wil wegkry word. Maar as hulle noem dit hy secret sok. Ja, sokkies moet nie worry nie. Ja. Die ander vraag wat ek gevra het is, sê vir my, hoe kan jong mense, en ek praat in spesifiek met jong mense, hoe kan jong mense gegrond bly in 'n wêreld waar daar druk is, waar daar vergelyking is, want ek weet baie van ons jong mense they like to compare each other, hulle wil mekaar vergelyk met sekere goedjies. Hoe bly 'n mens, hoe bly jong mense gegrond? Ek dink dit is 'n baie profound question. En ek dink om die vraag te antwoord moet 'n mens begin deur vir onsself die vraag af te vra, watter legacy laat ons agter as generasie? Dit beteken toe ek en jy op skool was daar mense voor ons. Yes. Mense wat vir ons gementor het, mense wat vir ons 'n voorbeeld was, mense wat vir ons getutor het, hoe om gedissiplineerd te wees, hoe om gegrond te bly in geloof. Ons was deel van die jeug. Ons het groot geword in 'n culture of in 'n era waar ons constantly ge-educate en gegroom was deur 'n vorige generasie. En ek dink eerens het ons daai ability verloor om die volgende generation te equip. So ek dink, ja, ons kan sê die jong mense moet op hulle eie klaarkom. Hulle moet leer om op hulle eie geloof gegrond te bly, etc. Maar soos jy nou net sê, ons lewe in 'n baie competitive wêreld, 'n commercialized wêreld waar jong mense geforce word deur peer pressure om 'n spesifieke verstaan van lewe in menswees te ontwikkel. So dit maak dit vir jong mense verskriklik moeilik. Hulle het nie altyd hy leiding nie. En ek is van mening
ons moet mentorskap maintain. Yes. Ons moet 'n gesonde legacy en kultuur stig waar ons jong mense van ons af kan leer. En ek dink dit is waar ons daai oorbruggingsfase gaan establish om seker te maak dat jong mense nie verlore gaan nie. Maar ons moet 'n voorbeeld stel, ons moet vir hulle educate en groom en tutor en mentor om sodoende daai fase te kan volhou. En dit bring dan vir my en vir jou by 'n punt waar ons onsself moet senter. Ons word dan nou die responsible figures om daai fase veer te gaan. En ek dink dit is 'n collective responsibility van ons af, die ouers, die gemeenskap en ons almal speel 'n rol in die kinders se vastig. Dit is baie belangrike punt wat jy moet maak, want ek dink ook en ons gaan later weer by die vraag kom van jong mense. Dit lyk amper some jong mense hulle they challenge each other en ons wil mekaar wat dit destyds genoem ons compete teen mekaar en dan we compete met wêreldsdinge teenoor mekaar. Sê vir my, doen my nie 'n persoonlike opinie in as ek die vraag vra, maak die kerk genoeg ruimte of plek vir die jong mense? In my beskeie mening sou ek sê die kerk kan beter doen. Ek dink die kerk kan meer tyd spandeer aan die jong mense, 'n groter platform skep vir jong mense. Soos byvoorbeeld dit wat jy doen. Kry die jong mense om te partisipeer. Maak die kerk 'n plek waar jong mense nie net op 'n Sondag onder die woord van die Here sit nie, maar waar hulle continuously gefeed word. En skep geleenthede en aktiwiteite in die kerk, want in die kerk is daar ook 'n tendens dat die groot mense weet meer, ons praat oor die jong span, ons wil ons way afdruk en die jong mense retreat. Hulle voel okay, hier is die plek vir ons in die kerk, so kom ons gaan soek dit op 'n ander plek. En so grond hulle ook hulle tipe van worship op die kerke wat deesdae buite ge-establish word en dat die jong mense na hulle toe trek. Want die jong mense kry die geleentheid om hulle geloof en hulle passie uit te leef. So ek dink daar is geleenthede in die kerk vir die jong mens om hulle geloof uit te lewe, maar ek dink ons kan meer skep. Ek dink daar is ruimte vir meer en vir meer. En ek dink ook in die tyd toe ons groot geraak het, ons het groot geraak met sonnaskool, kinderbond, ons het jeuggeloop, ons het aktivisasieklasloop. Maar wat ek opgelet het, baie van die jong mense het die kerk verlaat en dit is as gevolg van en dis my eie navorsing en my eie opinie wat ek het rondom dit. En ek het vir hulle gevra, wat is the reason? En dan kom die antwoord, maar dit voel as 'n plek vir ons, dit voel elke keer word ons idees afgeskiet en nou is dit so groot geraak waar mense waar ons jongelinge gevoel het, nee, die ou mense of die groot mense het gevoel, dit is hoe ons het gedoen het in die kerk en dis hoe het moet wees. En ek voel soms ons moet ons jong mense kans gee. Natuurlijk. En vir hulle meer actief maak by sekere aktiwiteite by die kerk. En ek kan sien die verskil wat dit gaan definitief 'n groot impak maak. Ja. Wat ek ook wel gesê het is daar's 'n vraag wat ek vir Dominee wil vra en ek dink ek weet wat die antwoord is. Ek gaan met alle eerlikheid sê of ek verkeerd. Sê vir my, wie is daai persoon wat Dominee na opgekyk het? Toe Dominee nou gesien het jy's 'n jong man en gesê het maar ek wil eendag ek kyk op na die Dominee toe en ek wil ook so wees, maar ek wil ook eendag agter die kansel staan. Ja. Soos jy sê, jy ken die antwoord en baie mense ken dit. Dit was Stoffel Williams. Definitely. Hy was my mentor en hy het 'n ferm hand vir ons jong mense gehad. Hy was verskriklik streng. En ek meen baie mense het mos maar verskillende experiences van verskillende mense, maar my experience met hom was omdat ek 'n pa gehad het, was hy vir my soos 'n pa. Hy het vir my ook maar baie keer gereprimaand, jy weet 'n man raak mos die pad byste. Yes, definitely. Val as jy 'n vlieër van jou jong lewe is. En hy het my altyd dit vir my geremind en hy het my nooit gereject nie. Hy het nooit as ek foute gemaak het, my nooit afgejak en vir my beledig nie. Hy het altyd vir my 'n tweede kans. Vir my gesê, luister jy moet leer uit dit en word beter. So dit was seker maar my aantrekkingskrag tot waar ek vandag is. En baie mense, ek het ook vir hom Stoffel leer ken, ek het altyd gesê, dis 'n sagte ou jong. Lyk of hy nie
vir jou kan uitskel, maar nou hoor ek, nee, en ek kon ooit moes ek 'n groot hande gedruk het, dat jy kan gevoel het, nee, diese handdruk, Hy het jou laat besef. yes, Wie sien charts? onhou net die hand, Dis korrek, ja. Sê vir my, as daar nou, en ons almal het lesse in die lewe, in wat ons geleer het, en wat ons nooit sal vergeet nie. Wat is daai een les? Ek weet daar is 'n klomp lesse wat mense leer, en wat by jou bly. Wat is daai een les wat jy geleer het in die lewe, en nooit van sal vergeet nie? Ek dink die grootste les wat ek geleer het is om op jou eie te survive. Om te leer om op jou eie te survive. Om op jou eie staat te maak en om te besef dat om ander mense te impress en ander mense na te jaag en te doen wat ander mense doen, gaan nooit vir jou vervulling of peace bring. So ek het geleer op die harde manier, en ek is groter geword het ek my vriendekring het al hoe minder begin word, en het my al hoe meer geïsoleer in die samelewing af, nie omdat ek dink ek is beter as mense nie, maar omdat ek voel ek vind solace en peace in my eie presence. En as 'n jong man word jy mos, so jy even gesê het, jy word uitgedaag deur die society om te compete, om te bewys jy is beter as ander mense, of jy kan beter wees, en dit bring meer skade as enigiets anders. Om daai mentality te hê, moet jy ander mense seermaak, en ander mense trap, vir ander mense humiliate om te word en te wees wat jy dink is 'n betere version as ander. Ek het dit besef, doen dinge op jou eie en vir jouself, jy peace kan vind. So die wagwoord in my lewe heidaglik is vrede, peace, inner peace. Ek soek dit. En dit is wat ons almal nodig het en nastreef op jou own van die dag. Ek het nou die dag 'n gesprek gehad met 'n vriendin van my wat 'n mediese dokter is. En ek vra altyd vir haar, ek het so 'n grappie wat ek altyd maak. Ek vra altyd, as die dokter siek is, want tog aan die dokter. Nou, ek het altyd daai vraag wat ek vra. Hoe bly jy as dominee geestelik sterk in moeilike tye? Want nou, mense kom na dominee toe, en they want guidance, hulle wil they want prayer, they need prayer, hulle so guidance. Hoe hou dit vir dominee sterk, en wat is die geestelike sterkpunte? Ek dink, persoonlik het ek iemand na wie toe ek gaan. Ek weet nie as jy 'n kundige of 'n counselor of wat ook al, na wie toe ek gaan as my borde bietjies te veel raak. Ek het maar geleer om myself te pace, en om maar net stil te word, af te switch, en maar net te grapple met my eie thoughts, en bid, grapple met die Here, worstel met God, en ja, dit is maar my manier van om geestelik te survive. Ek doen dit op my eie. En ek het ook geleer, Daryl, in die lewe, 'n mens vertrou mense met jou geestelike swakhede. Mense expose dit. Mense exploit dit, en hulle maak misbruik van jou swakhede, of hulle vind sensasie daarin. En ek is net nie 'n persoon wat hou van praat. Ek sal uitder my goed vir myself hou, of op my eie try uitfigure, as wat ek het gaan noem. So ek het maar op my eie, leer maar op my eie te survive. Wat 'n baie ongesonde praktyk is, om dit te eet, want natuurlik het jy iemand nodig om te praat. Ja, maar baie mense sê soms help het om te praat. Natuurlik, en dit is die advies wat ek vir mense gee. Yes. Jy moet praat oor wat jy dink en wat jy voel. So dit is 'n baie ongesonde praktyk om dinge op jouself te probeer verbeter. So is my iets wat 'n mens aan moet werk as predikant. Sê vir my, ek weet daar is die vraag is 'n stommie vraag wat ek wil vra is, ek weet elke persoon, en especially elke dominee, het 'n geliefkoeste, ek praat van 'n gesangboekie lied wat baie na in die hart lê, en ook 'n spesiale skrif in die Bybel wat vir jou na in die hart lê. Wat is daai gesang en hy skrif? My gunsteling skrif, okay, daar is 'n bietjie baie, maar ek sou sê Psalm 42 vers 2. As the deer, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Here. En dit is maar net vir my 'n reminder dat ek te alle tye die Here nodig het. Ek kan nie sonder die Here se wife nie. Ek het daai consciousness en daai awareness dat ek niks is sonder God nie. En dit bring vir my by, soos jy vir Evan gesê het, dit ground te mense, hou jy jou humble. Luister, jy is nie groter as God nie. God is die een wat in charge is van jou problems. God is in charge van jou voorsienigheid. Hy sal 'n way maak, hy sal provide. So dit is my geliefkoeste, sal ek sê, teksvers. En dan my gesang, die hele Sions gesang.
So as jy dominee ken, as jy weet jy dominee is obsessed met Sion's gesange, gesang 22, gesang 317, Yes. my enigste troos in lewe. Gesang 45. Gesang 45. Yes. Groot is die troos. So dit is 'n array of different hymns. Dis altyd interessant want ek onthou ek het nou die dag het 'n baie goeie vriend gehad wat ook dominee kapelaan Trevor links oor afgesteer het. Ons was baie close gewees en ek weet hy het altyd wat hy vir my sommer voice notes stuur en dan sing hy sommer ons is besig om te gesels en 'n conversation. Nou ek het vir hom genoem Lefty of meestal van ons het hom geken as Lefty maar sy van links is. En hy het altyd terwyl ons voice notes vir mekaar stuur, dan het hy altyd begin met 'n gesangetjie te sing en dis hoe ek weet nee, as altyd 'n gesangetjie wat na aan 'n dominee se hart lê. Absoluut. Sê gou vir my dominee, ons is amper klaar. Wat sal dominee vir iemand of vir 'n jong persoon en ons lê baie klem op jong mense. Vir iemand sê wat voel die samelewing of die kerk veroordeel hulle. Wat sal dominee vir so 'n jong persoon sê? Ek sal vir daai persoon sê, Daryl, die wêreld sal altyd veel veroordeel. Daar sal altyd iemand wees wat iets negatiefs te sê het. Iemand wat 'n opinie het van jou. Op die ou ene van die dag kom 'n mens kerk toe of liefde jy vir God en nie vir mense. Jy moet fokus op die Here en jy moet die Here voor oë hê. Ek het vir my daai aangeleer. Ek word nie met distrekte deur foolishness. En sommige kere is dit foolishness, die judgment wat op jou bestou word, die negative opinions wat mense van jou het, al hierdie persepsies wat mense van jou het, dit is hulle opinies, hulle oningeligte opinies van jou. So jy moet nie dat dit vir jou define nie, dit moet nie jou navigate of jou direction determine. Ek sê altyd vir die jong mense, liefde vir God en vir jou, en dan sal God vir jou toelaat om vir ander mense te kan serve. So ek het die filosofie maak die saak en ons sing dit ook al sê die mense wat hou jou lamp aan die brand. So dit is maar my advice, moenie dat mense jou lamp uitbrand oor hulle opinies. Ja, so daar hoor julle, moenie laat mense vir jou bedruk met hulle negativiteite en vir jou liewe determine. Voor ons afsluit 'n laaste vraagie of twee vragies. Watter boodskap het dominee vir ons mense daar buite? Ek dink iets wat ek geleer het is, ek het 'n ou wat ek baie idolize. Nou nie vir afgod nie, maar ek admire sy leadership skills, ek admire sy way of thinking, sy philosophy, en dit is Deion Sanders. Hy is 'n former pro ball player en hy het recently baie meer motivational aspect aan sy roeping gehad en hy is nou 'n coach. Maar hy het eendag gesê, my God doesn't shout. He whispers, or he worships a God that whispers. En enige iets wat vir hom verhinder om na die Here te luister, sny uit. Ignorance, gossip, negativity. Enige iets wat vir hom verhinder om na die Here te luister, sny uit sy lewe. Want op die einde van die dag is daar so baie geraas dat jy vergeet om na die Here te luister en jy luister na alles behalwe die Here. En so verloor ons die ability om deur die Here genavigate en geguide te word. Want jy luister na alles behalwe die woord en die stem van die Here. So my advice aan mense is Daryl, ons moet terugkom om stil te word en na die Here te begin luister. En alles wat inbraak maak op daai stilte, alles wat inbraak maak om daai peace te disturb tussen jou en die Here, moet ons begin relegate en ons moet dit begin uit ons lewe uitkry sodat ons duideliker kan hoor wat die Here vir ons. Want my God skree nie, hy raas nie, hy whisper. En daarom moet ons attent wees en dis hoekom die psalmdigter sê, wees stil en weet dat ek God. So ons moet stil word en ons moet begin luister en die geraas uitskakel in ons lewe. Zeg op my ten laastens, as daar mense, as ek weet dominee is nou so 'n jaar en 3 maande hier so, wat ek op dominee die adres kan nou. As mense nou wil kontak maak met die bediening en hy voel, ek het nie 'n Sondag plek om na toe te gaan nie, en ek wil nou graag na VGK Zions toe gaan. Waar kan hulle vir VGK Zions kry en keer tyd? Man, Daryl, VGK Zions kerk
Ons op die hoek van die Stelstraat en Klein Drakensberg weg. Die oor kan die Bessieboer. Bessieboer, Ja, kan die Bessieboer. langs die swembad. Langs die, hulle sê mos ja, hulle sê die kyk langs die swembad. Langs die swembad, ja, as hulle op die adres skryf. So ons is die kyk langs die swembad. En Daryl, ons het hier by Virika Zionskerk het ons 'n open door policy. Yes, Ons is hier, ons welkom enige iemand, want op die einde van die dag is dit die huis van die Here. Ons almal is God se kinders en almal is welkom in die huis van die Here. So enige iemand is enige tyd welkom om ons te kom besoek of om te kom aansluit by ons. Nou hoor julle op die hoeke van 'n stel en Klein Drakensberg langs die swembad. 'n Laaste vraag, oor kan die Bessieboer, 'n laaste vraag. Die bokke of die All Blacks? All Blacks. Hy het julle nou sê baie dankie vir doen die saam maar dat we daar saam ons kuier het. Doen maar nie baie seën met die bediening verder en ek hoop dat doen maar nie nog geanker is en geanker sal bly hier by ons in ons gemeente en is 'n groot voorreg om vir Dominee as ons leraar te hê. Baie dankie vir die tyd. Baie dankie vir die luisteraars wat ingeskakel het. Ons sien vir julle weer volgende keer op ons mense. Bye.